Maar die Here is waarlik God. Hy is die lewende God en 'n ewige koning. Hy wat die aarde gemaak het deur sy krag, wat die wêreld gegrond het deur sy wysheid en die hemel uitgespan het deur sy verstand. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en Jesus Christus ons Here, deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Gemeente, kom ons sing Psalm 98. Ons sing daar die eerste en die 4de vers tot eer van die Here. Geliefdes, na die wet, dan sing ons gesang 249 vers 3 en dan na die geloofsbelijdenis die 4de vers, gesang 249. Kom ons luister eers na die wet van die Here, soos dit vir ons opgeteken staan in Eksodus 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun, of jou dogter, of jou dienskneg, of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see, en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig.
Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Of sy diensknegt of sy diensmaagd, of sy os of sy esel of iets wat van jou naaste is nie. Geliefdes, vanmôre as ons daaruit Psalm 19 gaan lees, dan sien ons God openbaar hom onder andere ook deur sy natuur, sy skepping. Ongelukkig het die heidene hierdie hemelliggame, planete ensovoorts, son, maan, sterre, het hulle gode gemaak, afgode daarvan gemaak, daarvoor gaan kniel. En so lees ons nie net die heidene nie, ook van die Israeliete, die Here se volk, het hulle skuldig gemaak aan afgoderry. Ons lees onder andere daar in Jeremia 7, waar die hele gesin, oud en jong, besig is om koekies en vuur hout bymekaar te maak, sodat hulle koekies kan bak vir die hemel, sogenaamde hemelkoningin. En so lees ons ook onder andere daar in 2 Konings 21 van koning Manasse. Hy het selfs afgodsaltare in die tempel opgerig, en so die hemelliggame om ook afgodsoffers aan hulle te bring. Afskuwelik. Dit alles het hulle gemeen sal vir hulle die saligheid bring. Dis die redding. Petrus kom en hy praat van Jesus Christus. Hy sê, dis ons enigste verlosser en saligmaker. Hy gaan sê dit daar voor die Joodse raad in ander Handelinge 4 vers 12. Hy sê, en die saligheid is in niemand anders nie. Want daar is ook geen ander naam onder die hemel wat onder die mense gegee is, waardeur ons gered moet word nie. Net Jesus Christus. My broer en suster, met hierdie waarheid in die hart, kom ons spreek ook die 12 artikels. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, onze Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en ter hulle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe.
Geliefdes, vanmôre lees ons daar in die Ou Testament uit Psalm 19, baie bekende Psalm. Ons gaan lees daarvan vers 1 tot en met vers 15. Psalm 19. Kom ons bid eers saam. Here God, U so geweldig groot, U wat U openbaar deur die ganse skepping, maar U ook openbaar deur U woord, die Heilige Skrif. Wat 'n wonderlike voorreg wat ons het, mense, kinders, wat die skepping, die natuur kan aanskou, wat kan deel wees daarvan. Maar Here, ook 'n wonderlike voorreg om U woord te kan hê, om dit te kan lees. Ja Here, ons weet, ons siel hunker na U, ons siel hunker na U woord. En daarom bid ons Here dat die Gees vir ons altyd sal dring, om in die woord te gaan lees, daarin te delf. Daar is soveel om te ontdek, kosbaarhede, soveel dinge wat ons nodig het op hierdie pad van die lewe. En Here, so bring U 'n gemeente bymekaar ook hier in die kerk, hier in die huis, waar ons so kan saam lees uit die woord, waar ons die woord kan hoor, waar U deur die Gees ook hierdie woord in ons harte indra en dit anker, sodat ons, as ons hier uitgaan, ook hierdie boodskap daar buite kan gaan vertel, maar ook hierdie boodskap gaan lewe, as getuie, sodat ander ook hierdie boodskap kan hoor. Here, dankie vir hierdie wonderlike geleentheid om saam te wees, om vanmôre al die lof en eer aan U te bring en U te aanbid. Here, hoe klein en nietig is ons. En ons wat kan erken en bely, ons het U so nodig in ons lewe. En daarom ook, Here, hierdie gemeente kan nie bestaan, kan nie vorentoe gaan sonder U nie. En daarom bid ons, Here, wees met ons. Lei ons, wees met elke lidmaat hier, belyden dooplidmaat. Wil U vir elkeen help? U ken elkeen se hart, U ken ons bekommernisse, U ken ons hartseer. Ja, Here, U weet alles van ons. En dankie ook vir die vreugdes wat U vir ons gee, om ook te kan bly wees in U, bly te wees in U woord. Daarom bid ons, Here, maak dit nou stil in ons harte, sodat ons ook kan hoor wat U deur die woord vanmôre vir ons en deur die Gees vir ons wil sê. Wees ons sondaars genadig. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Psalm 19, daar sien jy die opskrif hier ook, Openbaring in natuur en skriftuur. Vir die musiekleier 'n psalm van Dawid, die hemele vertel die eer van God en die uitspansel verkondig die werk van sy hande. Die een dag stort vir die ander 'n boodskap uit en die een nag kondig vir die ander kennis aan. Daar is geen spraak en daar is geen woorde nie, onhoorbaar is hulle stem. Hulle meetsnoer gaan uit oor die hele aarde en hulle woorde tot by die einde van die wêreld. Vir die son het hy daarin 'n tent gemaak en die is soos 'n bruidegom wat uitgaan uit sy slaapkamer
Hy is bly soos 'n held om die pad te loop. Sy uitgang is van die einde van die hemel af en sy omloop tot by die eindes daarvan. En niks is verborge vir sy hitte. Die wet van die Here is volmaak, dit verkoop die siel. Die getuienis van die Here is gewis, dit gee wysheid aan die eenvoudige. Die bevele van die Here is reg, hulle verbly die hart. Die gebod van die Here is suiwer, dit verlig die oë. Die vrees van die Here is rein, dit bestaan tot in ewigheid. Die verordeninge van die Here is waarheid. Tesame is hulle regverdig. Hulle is begeerliker as goud, ja, as baie fyn goud, en soeter as heuning en heuningstroop. Ook word die knegt daardeur gewaarsku. In die onderhouding daarvan is groot loon. Die afdwalinge, wie bemerk hulle? Spreek my vry van die wat verborge is. Hou die knegt ook terug van moedswillige sondes. Laat dit nie oor my heers nie. Dan sal ek onbestraflik wees en vry van groot oortreding. Laat die woorde van my mond en die oordenking van my hart wel behaaglik wees voor u aangesig, o Here, my rots, my verlosser. Tot sover. Geliefdes, as ons sê dat God op twee maniere geopenbaar word, dan het ons daar twee teksverse. Vers 2, die hemele vertel die eer van God en die uitspansel verkondig die werk van sy hande. En dan gaan hy oor tot die skriftuur, die woord van God, wat vir ons die God openbaar. Vers 8, die wet van die Here. As hy nou praat van wet, dan is dit weier as net wet, dit gaan oor God se woord ook. Die wet, die woord van die Here is volmaak. Dit verkoop die siel. Die getuienis van die Here is gewis, dit gee wysheid aan die eenvoudige. As ons hier in die Nederlandse geloofsbelijdenis gaan lees, artikel 2 sê die middele waardeur God geken word. Ons ken hom deur twee middele. Ten eerste deur die skepping, onderhouding en regering van die hele wêreld. Aangesien dit voor ons oë is soos 'n mooi boek, waarin alle skepsele groot en klein die letters is, wat ons die onsigbare dinge van God duidelik laat sien, naamlik sy ewige krag en goddelikheid, soos die apostel Paulus sê, daar in Romeine 1 vers 20, dinge wat almal genoegsaam is om die mense te oortuig en hulle alle verontskuldiging te ontneem. Ten tweede maak hy homself aan ons nog duideliker en meer volkome bekend deur sy heilige en goddelike woord. Soveel naamlik as wat ons nodig het in hierdie lewe tot sy eer en die saligheid van wie aan hom behoort. My broer en suster, duidelik het ons dit gehoor, God openbaar hom deur twee middele aan die mens, deur sy skepping, sy ganse skepping, en soos ons nou hier gelees het, ook baie duidelik, nog duideliker en meer volkome deur sy heilige en goddelike woord. En God is nie net die skepper van alles nie, hy onderhou dit getrou, dag na dag. En daarom soos ons ook gelees het, die Paulus wat in Romeine 1 vers 20 het baie duidelik stel, daar sal geen verontskuldiging vir iemand wees dat hy God nooit kon leer ken nie. Al sou so 'n persoon nooit die Bybel gehad het in sy hande nie, dan moes hy steeds God leer ken het, hierdie almagtige drie-enige God leer ken en gesien het deur sy skepping. En so verkondig elke dag en nag
op 'n manier God se bestaan, maar nog meer verkondig as ons kyk sy majesteit, sy almag, sy alwysheid, sy grootheid. Ons sien dit, ons hoor dit elke dag in God se skepping. As ons gaan kyk, die planteryk, die diereryk, dit alles, die mens self, die mense om ons, wat God geskaap het, die berge, die see, die hemelruim, al die planete, die son, die maan, die sterre, al hierdie dinge roep dit uit. Getuienis van God se majesteit en sy heerlikheid en sy heerskappy. En dis so geruime tyd en dalk jy saam met my met so die sonsopkoms en die sonondergange dophou, fyn dophou. Asemrowend. Ek staan daarna en kyk en ek verkyk my. Ek staan en kyk en ek word meegevoer. En as ek dit sien, dan wil ek so in aanbidding gaan en dank en lof wil ek neerbuk voor my Skepper God. Maar as ek ook daarna kyk, dan kom ek opnuut tot hierdie besef hoe klein, hoe nietig ek werklik is. Ek kom tot die besef hoe diep afhanklik ek van die Here is. En elke keer as ek daarna kyk, dan wil ek soos Dawid sê, wat hy daar in Psalm 8 vers 5 gesê het, wat is die mens dat u aan hom dink? Wat is ek, Here? Wie is ek dat u aan my dink? Daarom my broer en suster, dis nie maar net sommer so nie, 'n sonsopkoms, 'n sonsondergang, vertel iets. Dit bring 'n geweldige boodskap om te sê, God onderhou en hy beskik. 'n boodskap van, hy is steeds daar, hy is alomteenwoordig, hy is koning, hy het geskape, maar hy onderhou, hy gaan voort met sy kragtige werke. En so sien ek en jy dit elke dag en nag. Elke dag hierdie boodskap wat van sy ganse natuur uitgang en die Heilige Gees wat van my en jou geloofsoë en ore gee om dit te kan aanskou en dit te beleef en dit werklik ter harte te neem. En hoe wonderlik om dit te sien en te hoor, God wat deur sy genade 'n ritme daar gestel het in sy skepping, dit gevestig het. En as 'n mens mooi gaan dink, alles natuurlik met 'n doel. Hy wissel dag en nag af. Seisoene kom en gaan. Die getye in die see wat wissel na gelang van die maan se stand. Alles my broer en suster, volgens die ewige raadsplan van die almagtige God. Die verkondiging van sy grootheid en heerlikheid van hom, dit hou nooit op. Dit hou aan en dit hou aan en aan. En die wonderlike, die aangrypende, niemand kan dit stuit nie. Niemand kan hierdie boodskap keer nie. As 'n mens maar net dink aan die ateïs en die goddelose wat maar hulle ore kan toemaak, hulle oë en ore kan sluit. Maar die boodskap van God se bestaan en sy almag en sy majesteit kan nooit gestop word. En dag en nag gaan hierdie boodskap onverpoost, onkeerbaar voort. Vers 3 daar, die een dag stort vir die ander 'n boodskap uit en die een nag kondig vir die ander kennis aan. En het hier agtergekom toe hierdie gedeelte gelees het, die wonderlike, die aangrypende, dit gebeur sonder stem. Sonder stem, sonder woorde, dan praat God deur sy uitspansel met ons. En ons kan gaan sê, ja, daar is die diere, hulle maak verskillende geluide
Ons sien die weerlig en die donderdae en die lig. Ons kyk na die branders, hulle wat raas, die water wat kabbel. Ons het die mense om hom wat praat. Nog baie ander klanke, alles getuies van God se majesteit en sy krag. Maar die wonderlike aan die aangrypende hier, die stemlose dooie planete se kragtige boodskap gaan uit oor die ganse aarde. Wonderlik, die geluidlose prediking van God se majesteit en sy heerlikheid word oor die hele aarde gehoor en gesien natuurlik. Die psalmdigter wat hier praat van die ganse uitspansel eers en dan trek hy dit, dan kom hy nader en hy praat spesifiek van die son. Die son, die brandpunt van die heerlikheid van die hemelruim. Die son, die hoofbron van lig in die dag. En nou sê hy daar, hierdie psalmdigter, God span 'n tent oor hierdie son. Hy rig die hemelruim daaroor. In 'n hartseer, ek het dit vroeër ook vir u genoem, die heidene, die goddeloses wat kom in so 'n verkeerdheid en boosheid kom hulle en hulle vereer hierdie planete, die son, die maan, die sterre. Maar God wil kom wys, hy heers oor hierdie planete. Hy het hulle geskape. Dis sy maaksel, deur sy hande geformeer. En hierdie planete funksioneer na sy hand, volgens sy wil, volgens vasgestelde natuurwette. Daarom die wonderlike boodskap wat ook uitgaan, die mens moet buig voor God, voor die Skepper God. Die mens moet hom kom eer, nie sy maaksels. Wonderlik gaan die psalmdigter voort en hy vergelyk die son met soos 'n bruidegom wat stralend en bly uit sy slaapkamer kom, natuurlik met sonsopkoms. En dan vergelyk hy hom met 'n kruisheld wat dapper vol moed so uittrek na die oorlog toe. Sy reis van sonsopkoms tot sonsondergang. En die son wat hierdie klinkering loop voltooi van oos na wes. En niks en niemand kan sy hitte en sy lig ontvlug nie. En die son, my broer en suster, die sinnebeeld van God se oneindige krag en heerlikheid. Dis die boodskap. Die heerlike lig van die son gee aanleiding vir hierdie psalmdigter, vir Dawid, om oor te gaan tot die lig wat die woord van God sy wet in ons lewe bring, wat hierdie woord uitstraal. En daarom jubel hy oor die woord van God. En het hy alles gehoor wat hy daar sê van die woord, die wonderlike woord wat ek en jy ook het en wat ons kan lees en hoor. Dis volmaak. Hierdie woord ontbreek aan niks. Daar's geen gebrek aan nie. Dis onfeilbaar. En wat doen dit nie alles van my en jou nie? Dit verkoop die siel. Dit bring die siel tot rus. 'n Siel daar sonder gaan dood van honger en dors. Dit gee betroubare wysheid, verbly die hart, omdat dit vir ons die weg van God openbaar. Dis suiwer, dis sonder dwaling, dis sonder valsheid. Want dit spreek die hele geopenbare waarheid van God. Dit verlig die geloofsoë, die verstand. Daarom, omdat dit woord van God is, luister mooi vanmôre, woord van God. So baie mense in ons dag maak dit sommer 'n woord van mense. Woord van God. Dis absoluut regverdig,
Want God is en was en kan in ewigheid nooit onregverdig wees. En sy woord wat kosbaarder, begeerliker is as goud. Begeerliker as baie fyn goud. Dis soeter as heuningstroop. Dis aangenaam, dis verfrissend, dis verkwikkend vir die siel. En die gelowige kind van God hunker daarna. Hy kan nie daar sonder nie. En daarom wat ek en jy ook besef en wat baie mense in ons dag nie wil nie, hierdie woord is ook woord van vermaning. Hierdie woord is 'n tweesnydende swaard wat beide kante toe oopkloof, wat bekend maak, wat eerlik ontbloot. En hierdie woord wat waarsku teen die kwaad. Maar dit spoor ook aan tot die goeie toe. Dit spoor vir my aan om te weet wat God welbehaaglik is. Wat wil die Here van my en jou werklik wees? Daarom word ek en jy gedring deur Gods Gees om sy woord te lees. Te lees en te gehoorsaam. Die psalmdigter hunker na 'n onderhouding van die woord. Hy wil doen soos wat God vra. Daarom besef ons ook God openbaar hom duidelik en genoegsaam en voldoende tot saligheid deur sy woord. Maar my broer en suster, ons leef ongelukkig in 'n tyd, 'n wêreld waar die gesag van God se woord eenvoudig afgekraak word. U hoor dit, u beleef dit. Aangehits deur eie begeertes, vooropgestelde idees van mense. Dit alles lei daartoe dat mense in vandag se tyd met al die kennis wat daar is, kom hulle in hulle bevraagteken en hulle betwyfel God se woord, hulle betwyfel die waarheid, die betroubaarheid van God se woord. En daarom word die beginsels van waarheid in God se woord so op baie maniere in slinkse wyse vandag verdraai, om maar by die mens aan te pas. Want soos hierdie woord hier staan, dit pas my nie, dit moet verander om by die mens aan te pas. Moderne wêreldse idees, wêreldse begeertes, eie belang, raak belangriker, begeerliker, soeter as God se waarheidsverordeninge. My broer en suster, die waarheid staan vas. Vir hierdie almagtige, alwetende, alwyse God is niks verborge nie. En daarom kom hierdie psalmdigter en hy kom buig voor die Here en hy kom sê, hy kom vra dat die Here sy sondes sal vergewe. Vir al die wat hy so in onwetendheid en onbewustheid gepleeg het. Ons dink in besonder waar hierdie gemeente, as die Here wil, ook volgende Sondag aan die nagmaaltafel gaan aansit. Om ook te bid dat die Here ons sondes vergewe. Die psalmdigter is eerlik om te erken. Daar is egter ook die moedswillige sondes. Moedswillige sondes van oormoed. Ek sal my nie laat reg sien nie, ek stap 'n pad en ek sal dit doen. Ek sal nie luister wat God se woord vir my sê nie. Dis wanneer mense moedswillig optree. Met opstand, so 'n opset teen God se woord. Hy kom doen dit, want hy is so bewus van die mag van die sonde. Daarom kom smeek hy, dat God hom werklik hieruit sal kom red. Dat die Here hom sal weerhou van sonde. En daarom hierdie wonderlike innige gebed, die gebed wat in elke hart moet wees, ook in my en jou hart, vanmôre vers 15.
As ons vra, laat die woorde van my mond en die oordenking van my hart wel behaaglik wees voor die aangesig, o Here, my rots en my verlosser. Net die Here. Net hy kan deur sy gees vir my en jou hiermee help. Ons hart, ons gedagtes is die fontein van ons woorde en ons handelinge. Wat die hart van vol is, loop die mond van oor. En daarom moet ons bid tot die Heilige Gees, dat hy ons lei en dring om ons gedagtes en woorde en dade, dat dit wel behaaglik sal wees voor God, voor die aangesig van God. My broer en suster, ons lees daar in Hebreërs 1 vers 1. Luister mooi. Hy sê daar, nadat God baie keer en op baie maniere in die ou tyd gespreek het tot die vaders deur die profete, het hy in hierdie laaste tyd tot ons gespreek deur sy seun. God het hom volledig, voldoende geopenbaar in sy seun Jesus Christus. In die boodskap van sy verlossing, sy liefde is alleen te vind in hierdie woord, in sy heilige skrif. Wie hierdie woord, hierdie evangelie van verlossing lees, wie dit gehoorsaam, wie Jesus Christus as sy enigste verlosser en saligmaker aanneem, en dit waaragtig glo, sal nie verlore gaan nie, maar die ewige lewe beerf. Dis die waarheid. Dis die boodskap wat gehoor moet word, dwars oor hierdie aardbol, van waar die son opkom tot waar hy ondergaan. Daarom die Heilige Gees dring vir my en jou. En hoe wonderlik, ons het gepraat van die hemel, die hemelruim en die planete wat sonder 'n stem 'n boodskap bring. Ek en jy, my broer en suster, het 'n mond. Ons kan praat. Ons het 'n stem. Daarom dring die Heilige Gees vir my en jou om hierdie boodskap te verkondig, die boodskap van waarheid wêreldwyd te bring, dit met oorgawe en blydskap te lewe. Jesus Christus, wat na hierdie aarde gekom het as die lig en verlossing, van 'n lig van verlossing in 'n donker, 'n duister wêreld. En daarom, hy is die lig, hy is die son van geregtigheid, hy het gekom om sy kinders te red, en deur sy gees hulle harte met liefde en verlossing te verlig. Amen. Kom ons bid saam. Die Here God het vir ons 'n stem gegee, tonge gegee om te kan praat. Gegee dat ons sal gaan bepeins. Mooi gaan dink hoe gebruik ons tong, ons woorde, ons stem. Om te kan weet, gebruik ons dit tot eer en verheerliking van U naam hier op aarde. Om U groot te maak. Of wat doen my tong? Doen dit juis die teenoorgestelde waar ek besig is om negatief te wees en te vloek en te raas en te beklei? Of is ek daarom om getuienis van U te wees, soos wat U beskik, U natuur, wat U geskaap het, ook doen, om dit sonder stem te kan doen. Dankie Here dat ons kan deel wees, ook van hierdie aardse bestaan.
dat U vir ons hier met 'n doel geplaas het. Gee dat ons werklik tot eer en verheerliking van U sal leef. Wees ons genadig, Here. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Geliefdes, weer gesang 249. 'n gebed om vir die Here ook dankie te sê vir alles, vir sy goedheid, sy grootheid. Ons deel kan wees ook van sy skepping. Kom ons sing daar Gesang 249 vers 1 en 2. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees, bly met u almal. Amen.